Goeiedag, dit is vandag Vrydag 2 April, dis ook goeie Vrydag vandag, so mag ons vandag almal weer besef dat Here Jesus ons verlosser is, dat hy op hierdie dag ook vir ons gekruisig is en vir ons sondes betaal het, en dat hy ook hierdie dag die hele gang van die wêreld en die mensdom verander het, toe Jesus ons kom nuut maak en vry maak het. So mag ons dit net weer besef vandag. Ons gaan aan met ons klankoordenkings vanoggend, artikel 29 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. En vandag kyk ons na die kenmerke van die ware en die valse kerk. Net vinnig, ons het maandag begin en gekyk na wat is die algemene Christelike kerk, die kerk wat wêreldwyd nog altyd deur alle eeue bestaan en wat deur Christus en deur God bewaar word. Dit het ons gesien in artikel 28 dat elkeen verplig is om by hierdie kerk aan te sluit, dat ons nie sonder die kerk verlos kan word nie, omdat gelowiges nog altyd, sodra mens gered word, deel word van 'n geloofsgemeenskap, omdat ons deel is van die liggaam van Christus. Maar nou is dit so dat daar baie kerke daar buite is. In vandag se tyd is daar om elke hoek en draai 'n kerk, en ons moet regtig met onderskeidingsvermoë probeer uitvind, maar wat is ware kerke en wat is valse kerke? Nou dit is dalk ook so dat 20 of 30 jaar gelede was daar minder kerke en die onderskeiding was dalk makliker gewees as vir dit vandag is. Daar was dalk minder valse kerke, alhoewel daar vandag ook baie ware kerke is. Ek dink een van die dinge wat dit moeilik maak in vandag se tyd, is dat dit nie meer so klink klaar dat hierdie denominasie en daardie denominasie is reg en hierdie mense wat buite die denominasie is verkeerd nie. Daar's baie onafhanklike kerke wat nie deel van 'n amptelike denominasie is nie, maar wat definitief sal kan deurgaan as 'n ware kerk. Selfs 'n ware kerk op grond van dit wat ons bely in ons gereformeerde belydenisskrifte. So die onderskeid raak dalk moeiliker vandag en daarom moet ons soveel te meer miskien erns maak met iets soos hierdie artikel 29, om onsself te oriënteer en onsself te toerus om te sien, maar wat is 'n ware kerk? So ek wil sommer begin, die artikel begin, ek gaan nie, dit is 'n lang artikel, so ek gaan hom nie heeltemal lees nie, maar die artikel begin deur te sê, wel, ons moet onderskei wat is 'n ware kerk en wat is die valse kerk, want ons baie kerke of baie organisasies of mense wat hulle self die naam kerk toe-eien. Maar dan sê hulle hierso, ons praat nie hier van die heiligelaars wat in die kerk met die goeies vermeng is en tog aan die kerk behoort nie, alhoewel hulle uiterlik daarin is nie. Hier is 'n baie belangrike punt. Baie keer soms hoor dat mense, ja, maar die kerk is vol skynheilige mense, en daarom wil ons nie kerk toe gaan nie. Wel, ons sê dit, ons erken dit, ons sê die kerk is vol heiligelaars, is vol mense wat uiterlik deel is van die kerk, maar nie innerlik deel van die ware kerk is, omdat hulle nie waarlik glo nie. So ons is ten minste eerlik daaroor en sê, maar ja, dit is so, daar is skynheilige mense in die kerk. En ons weet dit en dit gaan altyd so wees. Maar dit beteken nie dat sekere kerke tog ware kerke is en ander kerke nie ware kerke is. Dan gaan die artikel verder om vir ons eintlik 3 baie bekende kenmerke te gee waarin ons die kerk kan uitken. Wanneer die kerk die evangelie suiwer preek, die sakramente suiwer bedien soos Christus dit ingestel het en die kerklike te gebruik om die sondes te straf. Kortom, wanneer hulle almal hulle ooreenkomstig die suiwere woord van God gedra, alles wat daarmee in stryd is verwerp en Jesus Christus as die enigste hoof erken. 3 goeters, die evangelie suiwer preek. Wanneer mens ook al in 'n kerk kom, wat se kerk mens ook al kom, as Jesus Christus, die evangelie van verlossing, die evangelie wat ons hierdie Paasnaweek weer aan herinner word, wanneer dit suiwer gepreek word, dan is dit al reeds in die stappie van die regte rigting. Dan kan ons sê, dit is 'n suiwer ware kerk. Dan natuurlik die sakramente suiwer bedien. Nou hieroor is daar vandag baie verskille. Hoe moet ons die sakramente verstaan? Word hier gepraat van 'n klein doop of 'n groot doop? Word hier gepraat van bekers en kelkies? Ek dink, binne in al die verskillende maniere van sakramente doen en bedien daar buite, is dit so belangrik dat ons moet gaan vra, maar wat is die hart daarvan? Is die hart dat die sakramente die suiwere en die sigbare verkondiging van die evangelie is? Met ander woorde, staan die verlossing van Jesus Christus in die sentrum van die sakramente? Of gaan dit oor mense? Gaan dit oor 'n klomp goeders daar rondom?
Want as dit daar is, dan is dit nie meer die suiwere bediening van die sakramente nie. Ek dink nie hier word bedoel dat mens moet vasgevang raak in debatte rondom die kleindoop en die grootdoop, hoewel ons natuurlik 'n bepaalde standpunt daar het. Ek dink nie ons moet vasgevang raak in debatte rondom kelkies en bekers of aan tafel sit of in die banke sit of oop of 'n toe nagmaal. Ek dink die hartjie hiervan gaan daaroor dat ons moet vra of ons nog steeds dit wat die Here vir ons gegee het in die sakramente, of ons dit op so 'n manier doen dat Jesus Christus in die middel staan en dat God die eer daarvoor kry. En dan die derde kenmerk is natuurlik die tug. En ek dink hierso kom ons almal kort, skiet ons almal dalk te kort. Ons moet eerlik wees as ons selfs na ons eie kerk gaan kyk om te vra, maar word hierdie nog gedoen en word dit reg gedoen? Want sien, die tug is nie net 'n manier om vir kwaai oomies en kwaai ouderlinge om met mense te raas wat sonde doen nie. Die tug in wese is om mense terug te roep na God toe. Die tug in wese gaan daaroor dat ons moet sê, maar ons leef in 'n geloofsgemeenskap en daarom stel ek myself ook oop dat ander mense inspraak in my lewe kan hê. Dat ander mense vir my kan sê wanneer ek op die verkeerde pad is en wanneer ek dinge doen wat nie reg is in God se oë nie. Miskien is die moeilikheid met die tug in vandag se tyd eerder die feit dat ons as mense nie onsself wil onderwerp aan die tug nie. Miskien is die probleem dat ons eerder nie wil hoor as iemand vir my sê ek het iets verkeerd gedoen nie, want wie is hulle om iets vir my te sê in my lewe? Ek dink hierdie is iets waarmee ons baie erns moet maak om te sê, maar ons moet regtig op 'n manier so nou saam met mekaar begin leef, of dit nou in groeigroepe is, of dit nou in wat se stelsel ook al is, maar ons as gelowiges moet so nou saam met mekaar begin leef, dat ons regtig mekaar kan aanspreek oor ons sondes, en vir mekaar kan sê, mekaar kan help om op die regte pad te leef, want anders is ons nie deel van 'n ware kerk nie. Dan net vinnig, die artikel, en ons almal gereformeerdes is baie goed om hierdie te sê, nee, die kenmerke van die ware kerk is die suiwer verkondiging van die woord, die sakramente wat suiwer bedien word, en die kerklike tug wat goed of suiwer bedien word. Maar ons vergeet dat die hele tweede deel van die artikel is, wat gaan oor die lidmate van die kerk, nee. So die kerk se ware kerk het eintlik twee dele, die manier hoe hy ingedeel word, kom ons noem maar die strukture van die kerk of die bediening van die kerk wat suiwer moet wees, maar ook die lidmate van die kerk. En dan staan hier so, ons kan hulle uitken aan die kenmerke van die Christen, naamlik hulle geloof dat hulle die enigste verlosser Jesus Christus aangeneem het en dat hulle daarna die sonde ontvlug, die geregtigheid najag, die ware God en hulle naaste liefhet, nie na regs of links afwyk nie en hulle sondige natuur met sy werke kruisig. So hierso sê ons dat, onthou die kerk bestaan uit mense. So ons kan mooi die evangelie suiwer preek en die goeie sakramente suiwer bedien en ons kan selfs die tug toepas, maar ten diepste gaan die kerk oor mense wat vir Jesus Christus aangeneem het as hulle verlosser, staan hierso, wat die sonde ontvlug, wat regtig probeer om te lewe soos God wil hê ons moet probeer, en wat probeer om ons sondige natuur te kruisig. En dan staan nou, hiermee sê ons nie dat daar nie groot swakheid in hulle is nie. Inteendeel, deur die Gees stry hulle juis die dade van hulle lewe daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed. Hierso sê ons weer eens, die kerk is 'n plek vol gebroke mense wat stry met sonde, maar wat besef dat ons verlossing van Jesus Christus afkom. Dis 'n ware kerk. So vriende, dalk moet ons vir ons almal afvra vandag, is Brooklyn gemeente nog 'n ware kerk? En as dit nie is nie, of as ons dalk dink dit is nie, of as ons dink ons tekortkominge, dan is die eerste plek miskien om daaraan te werk, onsself. Om te vra, maar stel ek myself bloot dat ek aangespreek kan word oor dinge wat ek verkeerd doen? Maak ek erns met die evangelie? Maak ek erns met die sakramente? Om my broers en susters tereg te wys as hulle verkeerd is? Maak ek erns daarmee om dit met die kerkraad en met die predikante op te neem as ek voel die evangelie word nie suiwer verkondig nie? So miskien word ons almal vanoggend weer opgeroep om dit te doen. Kom ons bid saam. Magtige Vader, ons loof in besonder vanoggend U naam omdat U vir ons kom sterf het, dat ons vandag weer daaraan kan dink. Dankie dat U sterf en U kruisiging en U opstanding, dat dit beteken dat ons kan deel word van 'n kerk, 'n geloofsgemeenskap waarvan U die hoof is. Lei ons dat ons altyd sal soek na die ware kerk. Lei ons hier in Brooklyn gemeente dat ons sal streef daarna ook om 'n ware kerk te wees. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.